Goed, vandag gesels ons bietjie met Suzette Oosthuizen. Sy is die hoof van die Ons Sentrums, die Ons Plek en die nasionale strukture hier by Solidariteit Helpende Hand, wat natuurlik dan ook een van die unieke waardeaanbiedings is wat Helpende Hand bied, saam met die 5 ander. So hierdie maand fokus ons spesifiek op die Ons Sentrum en die 7 Ons Plekke landwyd. Suzette, vertel ons 'n bietjie meer oor die 8 Ons Plekke landwyd. Ons groei vinnig. Suzette, vertel my asseblief 'n bietjie, wat behels hierdie dienste van die Ons Plekke en die sentrum en hoe ervaar jy hierdie diens by die Ons Plekke? Renée, dankie vir die geleentheid. Dis ons voorreg dat ons van ons kant af ook 'n waardeaanbod kan maak van Helpende Hand se kant af en in die gemeenskappe. So almal vra altyd, wat is 'n Ons Plek? En nou, dis interessant toe die eerste een begin is 10 jaar terug te sê hulle, ons moet 'n lekker naam uitdink, want die eerste een was 'n naskoolsentrum. Wat is 'n lekker naam sodat ons vir mekaar kan sê by die skool, kry ek jou by Ons Plek vanmiddag, dat dit 'n tuiskomplek moet wees vir kinders. En ek dink dit is juist wat dit kom word het. Renée, so aanvanklik het ons begin met 'n naskoolsentrum vir kinders. En later het hy so ontwikkel, so het ons nou vir mekaar gesê dat daar 8 plekke is, oor die 400 kinders, dis kleuterskole en naskoolsentrums, en ek dink dit wat ons aanbied daar, is hierdie hele holistiese diens wat ons aan kinders lewer. En dit is nou natuurlik van babas so groot soos, of so jong soos 4 maande, en kinders tot en met 18 jaar. En ons droom is natuurlik om hierdie kinders groot te maak, tot hulle volle potensiaal kan bereik. Ek dink die Here het vir elke kind laat gebore word met 'n droom en ons moet hierdie kinders weer help droom. Ja. Nee, absoluut. Ek en my meisiekind Kylie ry in die kar en daai boeke wat julle vir ons gee, daai inkleurboeke, daai veldtog wat julle gehardloop het, nou blaai sy deur hom en sy nou lees sy kliphard die skoollied wat julle saam met Arnold de Wet gedoen het. Nou lees sy dit kliphard. Maar ek het nog nie waar die liedjie gespeel, dus ek kan nou nog nie die wysie by die woorde kry nie, so nou sit sy haar eie wysie by. En sy vra toe vir my meer oor wat behels die kinders wat by die Ons Plekke is. En sy vra toe vir my 'n vreemde vraag. Sy vra toe vir my, het die kinders nie mammas en pappas? So ek dink ook soms in die publiek en in die gemeenskap, mense verstaan nie altyd lekker wat ons doen en wat die Ons Sentrum is en die Ons Plekke is en kan dit gesien word as 'n veilige hawe of nou as 'n terapeutiese sentrum. Maar wat vir my verskriklik mooi uitstaan van dit is dat dit is middelryk, arm klas wat daar kom, wat almal net 'n kultuurtuiste vind op die einde van die dag. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel oor daai? Ja, graag. Ek is so bly jy vra dit. Ek dink ons is 'n normale kleuterskool, gewone normale kleuterskool en naskoolsentrum soos enige een ander kleuterskool. Met die verskil is dat ons geen kind wegwys by ons nie. So afgesien van jou ekonomiese agtergrond. Jy weet, dit is altyd baie slegger en hy, want al ons kinders het ouers, maar van hierdie ouers is net op 'n stadium in hulle lewe waar hulle tussen werke is, waar die lewe vir hulle so klein bietjie hulle rug gedraai het en ons sê, moenie hulle uit 'n skool uithaal nie, moenie uit hulle kleuterskool uithaal of 'n naskoolsentrum nie. Ons help julle, die gemeenskap staan in vir julle, want dit is ons almal se verantwoordelikheid. So nee, dit is nie net kinders uit 'n armoedige omstandighede nie, maar hulle ook. So kleuterskole kom en sê ons gee nie subsidie vir kinders wat nie kan betaal nie, en ons sê bring dan, want ons moet jou skool gereed kry. Die oomblik as ons jou nie kan skool gereed kry nie, beteken dit jy begin al klaar met 'n agterstand. So ons kleuterskole fokus regtig om te sê, hoe kan ons jou skool gereed kry? So ons het saam met die Noordwes Universiteit 'n kurrikulum wat ons uitgewerk het. So hierdie kinders is totaal en al skoolgereed wanneer hulle by ons uitgaan en weggaan. Ons kyk natuurlik ook na die gesinne as geheel. So ons het hierdie kleuterklap programme wat ons aanbied en ons het ouer verrykingskursusse waar ons vir ouers sê, maar dit is 'n kleuter of 'n tiener se behoefte. Kom leer meer, want as ons vir jou ouers kan toerus wie se verantwoordelikheid dit eintlik is, dan word almal wenners in hierdie hele situasie. Ja, ek hou van die vakansieprogramme wat julle aanbied. En so ek sal nou vir Kylie sê, want ek gaan vir hierdie antwoord wys, wat jy nou net so mooi vir haar verduidelik het, en dan gaan ek ook, want my antwoord aan haar was dat dit is soms net ook as jy in Afrikaans wil skool gaan. As jy in Afrikaans wil na skool gaan. Sy vra vir my, wat doen hulle daar, want dit lyk vir haar lekker een keer toe ek daar saam met julle gehad het, sê ek nie, hulle doen huiswerk, so daarvan hou sy nou nie vreeslik baie nie. Maar is dit 'n groot nood? Wat is julle nood oor die algemeen by die sentrum? Is dit huiswerkhulp? Is dit
ons weet daar's altyd finansiële bydraes word altyd waardeer met opknapping en instandhouding, maar as jy nou tyd en talent het, wat kan jy doen by die Ons Sentrum met dit? Absoluut, dankie vir dit ook. Ek dink wat ek vir jou gesê het, jy nou praat van is dis 'n kultuurkleuterskool, so ons leer hulle Afrikaanse onderrig, ons leer hulle van volkshelde en geskiedenis en FHK liedjies. En net dit vinniger en om terug te gaan, ons is 8 sentrums, so ons moes iets kry om te sê, wat bind hierdie 400 kinders saam wat reg oor die land versprei is. En daarom het ons toe die skoollied geskryf. Daarom het ons hulle het hulle eie vlag en hulle eie skoollese, want dit bind hulle saam. Ons het altyd, ons wil nie hierdie diens alleen aanbied nie. So ons sê altyd, ons kry vrywilligers met verskillende talente en ons sê, kom deel dit. By Naboomspruit het ons byvoorbeeld afgetrede personeel, onderwyspersoneel wat sê maar ek vat die graad 1's, ek vat die graad 2's, ek kom help hulle met huiswerk. Of by die kleuters, ons staan in as daar 'n juffrou is wat nie daar is nie. So natuurlik vrywilligers om hulle tyd te kom gee. En dan kan mense ook kom wat vrywilligers in die gemeenskap en sê maar ek hou van bestuur, ek hou van struktuur, kan ek op julle komitee kom dien? So amper soos 'n skole BL het ons ook sentrumkomitees wat ons help, so altyd met dit. En dan natuurlik soos jy noem, ouens wat sê maar ek het nie tyd nie en ek wil ook op die bestuur wees of help met dit nie, maar ek wil graag 'n kind borg, ek wil graag bydra tot die diens, sodat ons daai subsidiemaatjie kan help en om deur te dra. En daarom het ons die Stap Saam Fonds op begin, soos jy weet, Renay, waar ons opgewonde is, om te sê, stap saam met hierdie kind sy toekomspad in. En hoe doen ek dit? Help net 'n bydra te maak, sodat ons hierdie diens effektief kan hou en finansiëel volhoubaar kan hou. Ons bied natuurlik ook hierdie vakansieprogramme waarvan jy vir vertel het, ook vir die gemeenskap aan. So dis nie net vir ons kinders nie, maar ons sê hoorie, kom neem deel die gemeenskap se kinders, kom wees deel van die instappies, van die uitstappies. Ek sien nou weet hoe dit nou ons onlangs erfenis 'n jeugdag gevier wat ons eintlik noem konsentrasiekampdag. Het ons kinders byvoorbeeld na konsentrasiekampe toe gevat daar in Naboomspruit en gesê dis eintlik waaroor die geskiedenis gaan. Wat se vrae het jy? Kom ons help jou daardeur sodat jy die volle prentjie kan verstaan. So dis regtig ons hart om te sê maar hierdie kultuurkinders van ons moet trots wees op waar hulle vandaan kom, want ons sê mos altyd, as jy weet waar jy vandaan kom, besef jy, maar ons kom nie uit geslagte wat gaan lê nie. En dan is kinders ewe skielik trots op hulle identiteit, en ons is trots oor wie ons kan wees, en hier mag ons maar Afrikaans praat en Christelik wees, dis 'n veilige plek om in te wees. Ja, hulle behoort, né? Hulle behoort. Ja, ek net laaste ding oor Kylie. Sy praat vir my oor die huiswerk. Sy sê vir my dat ek mag nie gaan help met huiswerk daar nie, want ek nie baie geduld by die huis as dit kom met huiswerk nie. So ek was 'n bietjie bekommerd oor dit nie. Ek het sal ander diens daar lewer. Dis wat ek juist doen en julle weet ook dat ons die Helpenhand is baie lief vir die Ons Sentrum en baie lief vir die Ons plekke. En dit is ons 'n groot voorreg elke keer as nog een se deure oopmaak en dan kyk mens na 'n stuk grond of 'n gebou en ewe skielik is dit vol kinderlaggies en sommige groentetuine en kunswerke en alles. So ons kinders lê ons regtig baie naby aan die hart. Ek dink hierdie mag dalk nou 'n onregverdige vraag wees, maar elkeen van julle met hierdie unieke waardeaanbiedings as mens deur die ons winkels gaan en deur die gemeenskapsstrukture, deur die projekte en vra ek graag hierdie vraag, wat is die gunsteling ding van jou van die ons plekke? Wat lê jy en ek weet daar's baie want mense obviously as ek nou sê wat myne is, maar wat is vir jou daai een ding waarom jy elke dag werk toe kom om juis hierdie portefeulje te bestuur en in hierdie roeping te leef? Ek gaan doen gereelde besoeke, gaan lê ek besoeke af by al die sentrums en ek was nou by Kempton Park. En ek dink as daai kinders na jou toe aangehardloop kom vol waardering. En jy weet hulle kom nie uit maklike omstandighede uit nie. Maar hier kry hulle bordkos, hier kry hulle veiligheid en hier kry hulle versorging. Ek dink om 'n kind te kan sien van wanneer hy instap by ons en 'n 6 maande, 3 maande, 6 maande, 'n jaar later, die emosionele groei wat plaasgevind het, die akademiese groei wat plaasgevind het, die groei in sy menswees want iemand ken sy naam. En ek dink dis die belangrike deel vir my om te sê vir jou moet ons nog bietjie harder werk, vir jou moet ons help skryf, want ek weet jy het 'n droom. So ek besef dis heel dikwels kinders wat deur die krake sou val, Renay, wat nie geleenthede sou gehad het, as dit nie vir ons plekke was nie. So ek dink dit is, elke personeellid wat daar is dit 'n roeping, om te sê, maar verdaagliks daag ek op, want ek kan in jou iets sien, wat jy dalk nog nie in jouself sien nie.
En ek dink deel van dit is die terapie sentrum, nie? Dit Ja. is ons het die sentrums, dan is dit die kleuterskole na skool en 'n ander sentrum is die terapie sentrum. En dit is die plek waar kinders se trauma regtig aangehoor word en aangespreek word. So van ons terapeute beweeg ook uit na ons plekke toe en werk met hierdie kinders. Maar ons by die terapie sentrum het omtrent 75 kinders 'n week wat deur die stelsel hardloop. En dan sluit dit in groepwerk vir die kinders. Dit is waar ons hulle ouers betrek. Dis waar ons regtig met skoolgroepe gaan praat, met skoolkinders werk en dan in die terapiekamer self ook met kinders werk en hulle net help om te deel met dit wat hulle seer gemaak het. Want as jy nie kan deel met dit wat met jou gebeur het nie, jy's heel dikwels net 'n slagoffer, maar as ek jou kan help om dit te aanvaar en iets daarvan te maak, dan gee ek jou weer 'n regverdige staanplek in die samelewing. Ja. En ek dink dis ook ons terapie sentrum met ons opgeleide maatskaplike werkers se hart om hierdie kinders regtig aan te hoor en te sê jy gaan okay wees. Ja. Susie, dankie dat jy elke oggend opstaan en hierdie harde werk doen. Dankie vir jou en jou span. Dankie dat julle kan pronk en trots kan staan as 'n unieke waardeaanbod wat helpende hand bied. Ons is lief vir julle en ons waardeer julle werk. Dankie dat julle daar in die veld ingaan en so nou sien in die veld, dis nou daar na die agtersplekke toe en so en ons wat die sit in die kommunikasieafdeling en al die mooi goed kan sien en kan oor gesels elke dag. Maar vir julle wat werklik daar is, daar werk, daai bordkos gee, daai drukkie gee wanneer dit nodig is, die maatskaplike werkers wat daai terapeutiese diens lewer, elke tannie wat kos maak, elke oom wat rondry, hoe ook al dit sou sê. Dra asseblief net weer eens ons opregte dank oor. En dan die publiek, as hulle nou hulle gawes wil deel, talente, hulle tyd, of dan nou ook 'n finansiële bydrae wil maak, waar kan hulle dit gaan doen met die Stapsaam Fonds en ons wat jy nou van gepraat het? Goed. Renée, ek dink vir Kylie moet jy ook sê sy moet op al ons Facebook blaaie gaan kyk. Ek gaan vir haar lekker wees. Sy gaan sien toe wil kom hoor. So ek dink die lekker deel is om te sê gaan kyk na sosiale media. Waar is ons plasings, waar is ons plekke? En dan natuurlik het ons ook 'n www.stapsaamfonds.co.za wat mense kan kyk ook oor die sentrums en as hulle 'n bydrae wil maak. En dan natuurlik ook die www.onssentrums.co.za vir meer inligting kan hulle daartoe gaan, maar hulle is ook welkom om vir my te kontak of vir my 'n e-pos te stuur en dan kan ek die regte verwysings doen. En ek dink ons hart vir die gemeenskap is dit, Renée, om te sê ons glo met opleiding en opvoeding en onderrig en ontwikkeling gaan ons elke kind na 'n vry en 'n vry en 'n voorspoedige toekoms kan lei. En dis ons hart dat ons droom saam as gemeenskap om hierdie kinders te ontwikkel tot dit wat die Here bedoel het vir hulle. Dankie Susie, dankie vir jou tyd ook vandag. En dankie dat julle saam met ons vinnig gesels het oor die ons plekke. Daar het jy dit nou, stapsaamfonds.co.za. Is ook welkom helpende hand.co.za te besoek vir al ons ander unieke waardeaanbiedings. Maar vir hierdie maand ondersteun asseblief die ons sentrum en die ons plekke landwyd en maak saam met ons kinders speel en leer 'n verskil in hulle toekoms. Baie dankie.